ietsie met julle deel, as ek mag. Ja, dis ook 'n getuienis daaruit. Ek het vir 22 jaar lank het ek vir 'n baas gewerk. Ek het nie baie rondgespring nie, 2 of 3 maatskappye. En die laaste 15 jaar het ek vir myself gewerk. En 4 jaar terug, in 'n oomblik, toe voel dit of die aarde onder my uitgepad. Toe beëindig hulle my kontrak binne 24 uur. En sê ek moet van die myn af. Ja, dis 'n skok en dit is aanpassing en dit is nie maklik nie. En 4 jaar geboer, ek het so stelselmatig begin met die boerdery. Om terug te kom na waar ek begin het in die myn, ek het nie gehou daarvan om ondergrond te werk nie. Dit is nie vir my die omgewing gewees nie. Jy sien nie die son nie, jy sien, dit is donker daaronder en dis nie die gemaklikste plek om te werk nie. Maar toe besef ek, seker na 10 jaar, toe besef ek, toe ek tot my hart en liewe vir die Here gee, toe besef ek, maar wat is my doel en my plig in die myn, tussen my mede-kollegas en in die werk. En van daar het my hele lewe verander, alles het verander. Ek kon nie wag om werk toe te gaan in die oggende nie. Het vir my begin 'n uitdaging raak. Al die omstandighede het verander. Toe ek die doele en die plan van God in my lewe besef. En van daar af het die Here my begin vat en hy het my geseën en so het ek besigheid begin. 15 jaar my eie besigheid gehad en goed gegaan en sleg gegaan en goed gegaan, soos dit gaan, maar ook maar met die ekonomie en alles en ja, in 'n oomblik het dit gestop. Toe begin ek in die boerdery en voor ek in die boerdery begin, toe sien ek 'n mooi stuk grond en ek's agter die grond aan en ek maak 'n offer vir die ou en ek sê vir hom ek gee hom 2/3 van die prys. Dit is 1/3 weg, minder. Dit is 'n groot hap. En hy sê nee, onmoontlik. En 'n jaar daarna toe koop ek 'n ander stuk grond. En toe die koop deur is, toe laat weet hy my nee, maar is reg, jy kan die plek kry vir daai prys. Ek moet nie alles bevraagteken wat in jou lewe gebeur nie. Alles gebeur met 'n doel, met liefde en genade, ten goeie vir jou. Ons dien 'n goeie God. Ons dien nie 'n God met 'n stok en 'n rotting nie. Ons dien 'n God met liefde, en 'n hart vol van liefde. Toe koop ek die ander plaas en toe die transaksie nou so al amper deur is, toe kom ek agter, maar daar is mense, daar's verskriklike goeie water, daar's te veel water vir die grond. Jy kan nie al die grond die water benut nie. Daar's 'n waterval en is 'n verskriklike mooi landscape en omgewing en alles is baie mooi. En ja, toe op 'n dag besef ek maar die mense kom al vir die laaste 100 jaar van alle rigtings en alle plekke kom hulle na die waterval en hulle kom aanbid daar. En daar gebeur ander goede daarso. Voorvadergees en al hierdie snaakse afgoderye en goede. En ja, dit het oor 'n Paasnaweek gebeur. Toe tel ek na 300 mense op 'n dag wat in en uit beweeg daar, na die waterval. En eendag toe raak ek woedend, want dit is nou jou grond en jy's nou die man in charge hierso. En na werk toe is ek nog op die myn, toe ry ek een Saterdagmiddag toe ek van werk afkom en ek ry agterom en ek wil hulle nou gaan blokkeer. En toe ek nader stap, toe begin die Here met my te praat en toe ek amper by die draad is, by my draad toe deur 'n ander ou se grond, toe sit hulle in groepies en hulle maak pap en hulle maak vuur en hulle kuier en
toe ek deur die draad wil klim, sê die Here vir my, stadig, stadig, stadig. En die Gees waarsku my en hy sê, nee, wat wil jy nou doen? En in 'n oomblik besef ek moet Jesus eerstes plaas. It's about Jesus, not about me. En ek begin kalm raak en die tannies kom na my toe by die draad en hulle, ja, kan so 'n bietjie ander taal praat en ons gesels so 'n bietjie en ek begin hulle na die Here vir die Here te vertel. En ek praat met hulle oor Jesus. En hulle vra toe kan hulle maar al slaap vir die hand. Ek sê ja, slaap net nie die veld aan die brand steek nie. En ek maak vrede met die saak en ek draai om en ek gaan terug. En vir 4 jaar lank het hulle so in en uit gekom. 'n Sondag voor kerk, dan gaan ek soontoe, dan blok ek hulle by die draad. Soos wat hulle deurkom, dan maak ek hulle groepies bymekaar. Dan bid ek vir hulle en ek het hulle die woord in hulle taal gedruk en al hierdie goede en ek het bordjies opgesit langs die paadjie met elke versie hoe jy jou hart vir die Here gee en tot bekering kom en dit het aangegaan en aangaan nadat hulle my tye begin leer. Hulle weet ek kom op 'n Sondagoggend. Toe begin hulle tye verander. Want hulle weet Saterdag as ek onder op die trekker, dan sien hulle my. Jy kan so afkyk. En as ek omkom met die bakkie, dan is hulle of in of hulle is uit. Want toe begin die geeste te bots, jy weet. En ja, dit het so aangegaan en baie het hulle harte vir die Here gegee maar die boerdery was maar net hoe kan ek sê, 'n sideline, 'n stokperdjie gewees. Die Here het laat ek die boerdery geniet, want ek wou nog altyd regtig boer, maar die eintlike werk was sy werk vir die koninkryk. En dit gaan so aan in die plek oorkant is te koop en ek praat met die Here, ek sê Here, moet ek probeer om daai plek te koop? En ek kry nie antwoord nie. En ek bid ook een oggend daar en ek steek my hande uit oor die plek. Ek sê Here, as daai plek vir my is, dan weet ek, U sal hom vir my gee. U kan hom verniet ook vir my gee. En die eienaar is in die Kaap, hy Stilbaai, en ek en hy kommunikeer, want hy was toe jare terug laas hierso, en ek gooi maar vir hom oogie daar en so, en ekskuus. Die verkoue opgebou deur die week, skoon maar. En ja, toe sit hom in die mark, toe koop ek hom nie, en hy sit hom in die mark, en toe in die mark sê ek, Here, as hy verkoop word, dan weet ek, dis van U af. En as hy verkoop word, en daai eienaar sê vir my, kom ons maak toe, ons stop hierdie goede wat hier gebeur, dan weet ek, is van U af. Maar kom maar eienaar, hy koop die plek kontant, hy kom na my toe, ons ontmoet, ek wys hom eendag die plek, ons gaan na deur. Hy sê vir my, hoe laat ek die goed toe? Ek sê, kyk, ek boer daar, en hier is die werk van die Here hierdie kant. Ek sê, dis alrede. As die Here vir my sê, vandag stop, dan maak ek toe. Maar ek wil nie toemaak, en ek weet, die Here stuur mense van Kailicha en Mamelodi, en al die verskillende plekke, om sy naam te om hom te kom vind, en ek staan in sy pad nie. En hy sê nee, hy wil toespan, en die ou het geld. Hy sê nee, hy span die hele plek toe, is 5 kilometer, elektrische heining 1.8, hy sê nee, hy span toe, ek sê nee, goed, as jy sê toespan, dan het ek my antwoord gekry. En hy span toe, en die mense begin hierdie draad te breek, en dan gaan ek op soen toe, as hulle deurkom, sê ek, nee, things change now, there's new owner. En hulle wil nie maklik verstaan nie, maar toe, weet, as hy met hulle praat, dan praat hy bietjie harder met as ek, weet, en toe begin hulle te verstaan, en na ruk, niemand gaan nou meer waterval toe nie. So dit was God se plan, want diezelfde groep, wat oor en oor daar gekom het nie hulle lewens verander nie. Dit was 'n aanhoudende tradisionele ding, en dit word nie gebreek nie. So die Here wou daai goed gestop het, dit was tyd om te stop. Hulle het kans gehad,
elke keer as ek met hulle gepraat het, dan het ek vir hulle gesê, you will stand before God one day, and He's going to ask, and you're going to ask Him, Lord, but why didn't you send somebody to tell us about your son Jesus? Hulle gaan nie kan sê hulle het nie gehoor van Jesus Christus nie. Hulle het gehoor, hulle het 'n keuse gehad van die waarheid. Lang storie, kort storie, ek verkoop 4 jaar plek toegemaak, so ek voel my werk is nou volbring daar, jy weet, ek het die Here se werk gedoen wat ek moes. Wat ek daar gedoen was alles 'n sukses. Die plantery, die boerdery was 'n sukses. Daar het om my mense se beeste weggeraak, 26 beeste op een slag, 30 beeste, my buurman op een slag. Ek het op 'n stadium 200 beeste daar gehad, nie baie nie, maar daar het nie een weggeraak nie. Daar is nie een bees wat weggeraak het nie. En so die Here het my beskerm ook daar, so hy sy beloftes, hy's getrou aan sy beloftes. En ek sit omtrent 'n jaar nou by die huis, intussen my kleinseun is gebore en hy is nou skool toe, so die eerste 4 jaar van sy lewe het ek kwaliteit tyd met hom spandeer. Ek is gebless, wat 'n oupa kan dit sê. En hy is nou skool toe, so ja, dat is nou 'n bietjie, hy kuier juis die naweek weer by ons en ons geniet elke oomblik en jy maak tyd vir hom. Jy maak tyd vir hom. Ja, en ek vra die Here, 'n maand, 2 maande terug was Dewald Gous hierso. En hy bring 'n woord, dieselfde wat ek kan myself in my skoene met hom assosieer. Alles het gestop in 'n oomblik. En die Here praat met my, want hy die laaste jaar vra ek die Here, is dit nou wat dit is? Sit ek nou maar hierso? Want ons het nou nog ons het 'n stukkie grond, ons het 'n huis daar. 'n Paar besies oorgehou, en ek het 'n paar boerbokke wat ek nou mee beginne. Nou sê ek vir myself, as ek nou al hierdie boerbokke en al hierdie besies na die Here toe gelei het, wat's volgende? En dis nie wat die Here vir my instoor het nie. Nie wat hy vir my in plan het nie. Dis nie die einde nie. Sy plan en sy werk in jou lewe sal hy nie half laat staan nie. Hy sal dit volbring. En ek gooi so klip in die water, ek toets die water, ek bel hierdie een vriend van my, ek sê, as julle iemand nodig het vir so 'n bietjie ietsie, sê, ja, geen antwoord nie, jy skielik kom jy WhatsApp deur, sê, oom, ek het net die werk vir jou, presies die werk, net vir jou. En 2 weke terug, toe begin ek daar by hom, en nou, ja, so ek is nou weer in 'n werk, en ek geniet dit. Hoe sê hulle, 'n vis hoort tussen die visse, hy hoort nie op die wal nie. En net so vinnige getuienis van die 2 weke, ek begin nou daar, hulle gee my 'n klein projek en hulle gee my 'n jong mannetjie, 'n appie, hulle sê, okay, doen daai. En ek gaan aan en hulle sê, julle sal die bouer stuur, en toe laat kom, toe ek nou klaar die ou stukkie gebou, hulle sê, weet jy gebou? Ek sê, nee, sê, ons het maar aangegaan. En ja, einde van die week, dus die jobie klaar, en hulle gee my 'n ander job, en hulle gee my nog 'n persoon by, die spannetjie groei nou, en nou deel ons 'n werkswinkel met 'n ander klomp boilermakers, 8 boilermakers, en die spasie is bietjie beperk en so, en nou is ek die hele tyd, so in mekaar se voete daar, so eintlik, en hy is nou supervisor, ek is supervisor. En ek besef weer eens, ons wat in die wêreld is, ons het die gees van die Here in ons, die Heilige Gees. Die persone daar in die werksomgewing, ons weet nie wat se gees is in daai persoon nie. En ons stamp koppe met daai geeste. En van ons Christene wat die Heilige Gees in ons het ergens jou lewe 'n deur oopgemaak. En jy het ook ander goggas ingenooi, wat jy nie eens van weet nie, of gedink het nie. En dit sal nou inpas hierso met die woord, wat ek wil bring. En
Nou is ek besig met die welding, maar die hele week, die ouetjie soek net fout. Hy is heeltyd op my keus, jy weet, en ek raak so 'n bietjie geïrriteerd, jy weet, die vlees wil so nou en dan deurbreek. En ek buk en ek weld en ek voel 'n tikkie op my skouer en ek hoor net, sir, sorry sir, maar nou weld ek. En ek hou aan weld, nou is ek nikkerig ook, ek weld en jy wil nou nie stop as jy begin nou weld nie, jy wil klaarmaak. En nou, kyk die ou, ek daar geweld, ek kyk, maar hier is niemand nie. Dis die supervisor wat nou hier so by my was. En ek sê vir die appie, wat soek die ou nou weer? Gaan nou sy tone vir hom aan mekaar weld hier so. En daai aand word ek wakker. Hier so 1 uur, 2 uur die nag en die Heilige Gees praat met my. Die Heilige Gees sê vir my, nee Johan, wat nou? Dit is nie waar het gaan nie, het gaan oor Jesus. Môre wil ek open in gebed, of môre, ek moet die lig wees daar, so, ek moet die sout wees. En nou wil ek die ou se tone aan mekaar weld hier so. Dit gaan nie werk nie. Volgende oggend ek kom by die werk en ek dog die ou kom soen my. Ek bid daai aand en ek tree in vir hom. En ek bid vir hom. Volgende oggend hy wil my amper omhels daar so. Toe die Gees van die Here aan hom gewerk. En wat ek wil sê is, die Here wil jou gebruik in jou werksomstandighede waar jy is. Maar van ons is al so deel van die omstandighede, dat die lig en die sout nie meer skyn en die krag het van die sout wat dit moet wees nie. Hoekom? Want jy voel skuldig. Want jy doen dieselfde en jy praat dieselfde. Jy lyk dieselfde. En nou het jy nie meer die vrymoedigheid nie. Jou vrymoedigheid is van jou afgesteel. En die vlees is daar. Ons is in 'n vleeslike liggaam. Maar ons moet laat die Gees leiding vat. En in enige situasie, die ergste en die moeilike situasie in jou lewe, plaas Jesus. As die situasie vir jou onoplosbaar lyk, plaas Jesus in daai situasie. It's about Jesus. It's about Jesus. En jou uitkyk en jou siening en alles verander. En hy maak daardie verandering. Daardie persoon en mense, jy gaan nie ouens kry wat kritiek gee oor jou. Want hulle weet wat het jy gister gedoen, maar hy gaan dit jou probeer aankla. Maar Jesus sit aan die regterhand van God die Vader. Hy spreek jou vry. Fokus op hom. En soos pastoor 3 weke terug gepreek het, die vrug van die bekering. En die vrug van bekering gaan al hoe meer, die boom gaan al hoe meer dra. En hy gaan 'n goeie vrug gee, uitleef. Vanoggend se boodskap, vergifnis. Wanneer laas het jy God vergifnis gevra? As ons die sondaarsgebed doen, as ons tot bekering kom, dan bely ons sondes. Ek is 'n sondaar. Ek erken dat Jesus Christus, God Jesus, sy seun vir ons gestuur het, dat hy vir ons kom sterf het aan die kruis, dat God hom op die 3de dag opgewek het uit die dode, deur die krag van die Heilige Gees, en hy sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader. Dit is 'n sondaarsgebed. Jy bely jou sondes, jy's 'n sondaar. Maar môre sondig jy weer. Wanneer laas het ons gesê, Here, ek het gefouteer. As ons kyk na Handelinge 2 vers 21. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Romeine 10 vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En so is daar baie meer bevestigings in die woord van die een wie die naam van die Jesus Christus aanroep, en erken dat die Seun van God en hy aan die kruis gesterf het vir jou sondes, sal jy gered word. Maar ons fouteer, môre fouteer ek en jy weer. En ons gaan aanhou fouteer.
Maar daardie sondes, as 'n vers in Johannes 3 wat sê, hulle wie in die liefde van God wandel. Ek het hom nie hier op nie. Hulle wie in die liefde van God wandel. Se sondes word voortdurend gewas. Hulle wat die liefde van God in hom het, om jou naaste lief te hê. As ons kyk na Kolossense 2 vers 13, Psalm 103 vers 12. Sorry Sonja. Ekskuus, ek spring 'n bietjie rond. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Dit is na wedergeboorte. God dink nie aan jou sondes weer nie. As jy tot bekering gekom het, dink hy nie aan jou sondes weer nie. Maar tog sondig en fouteer ons elke dag. Maar hy sê, deur sy bloed was hy reinige ons voortdurend. As ons kyk na Kolossense 2 vers 13. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergewe het. Vers 14. En die skuldbrief teen ons, Kolossense 2 vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, is uitgedelg en weggeruim, het deur dit aan die kruis vas te naal. Dit het gebeur die dag toe ons tot wedergeboorte gekom het. Maar tussendeur fouteer ons en ons maak sonde, maak foute. Maar wanneer laas het jy vir God gevra, Here, vergewe my? Of Here, ek is jammer wat ek gedoen het. Of ek het nie mooi gedink nie, Here, voor ek gedoen het nie. Of ek het nie nou mooi gemaak nie. Jy het dalk nie nou mooi iemand hanteer nie. As 'n kind na sy vader toe kom en hy sê, pappa, jammer. Jammer, ek het gefouteer. Wat doen die vader? Wat sal daai pappa doen? Hy sal sy kind vat, hy sal hom optel, hy sal hom teen hom vasdruk en hy sal vir hom sê, dis okay, my seun, dis okay. Ek is lief vir jou. Dis die God en Vader wie ons dien. Daar is sonde wat ons wetend doen en daar is sonde wat ons onwetend doen. Ons doen dinge wat ons iemand anders te seer maak of aanstoot gee of daai persoon, jy weet nie eens daarvan nie. Maar jy maak iemand seer deur iets te doen of te sê of sonder bedoelinge. Dis onwetend. So ons vra met die Here gereeld vra, dat hy ons sal vergewe. Alles wat ons fouteer. En dit is nie weer belydenis nie. Dit is genade. Ons is deur genade gered. En dit herstel verhoudings. As jou kind vir jou sê, papa, vergewe my, ek het fout gemaak, ek sal nie weer nie, dit maak die band tussen jou en hom sterker. Dis 'n verband, dis 'n sterker liefdesverband tussen julle. Maar nie net dit alleen nie, dit bring ook geestelike groei in jou lewe. Want voordat jy weer daardie fout sal maak of fouteer, gaan jy 2 keer dink. En dit is waar die vrug van bekering ook gaan inkom. Want die wêreld kyk na ons. En wat ek nie nou genoem het van die werkswinkel situasie nie. Die ander ouetjie die volgende oggend nadat die ou my omhels, vra hulle my om te open. Wie wil open in gebed? En almal bly stil. Nou is daar 'n groot groep mense en ek sê ek sal open. En ek open in gebed en die volgende oggend kom 'n persoon na my toe en hy vra hy wil my graag met my praat. En hy begin met my te praat en ek sê oeps. As ek nou gister daai voorman se tone vasgeweld het, wat sou gebeur het? Hoe lank sou dit nou gevat het om weer te herstel aan die koninkryk van God?
Maar daar's genade en daar's hoop. Daar is herstel. So daar is hoop vir jou in jou werksituasie. Al lyk jy soos die wêreld op die stadium, al voel jy soos die wêreld, daar is hoop. Daar is hoop vir vrug van bekering. Maar daardie hoop word geskep deur God vergifnis te vra, en daardie hoop kan ook in aanbidding. Dis 'n gesprek met God, dis 'n verhouding met God. Om met God hierdie goed te bespreek en in gesprek met God te wees, is daar hoop om te groei in daardie area. Wanneer laas het jy iemand vergewe? Wanneer laas het iemand wat iets teen jou gedoen het jy vergewe? Vergifnis oor uitgespreek. Jy was dalk seer gemaak op 'n stadium, jy kry verskillende snye, jy kry vlak snytjies, 'n vinnige snytjie wat vinnig genees. En dan kry jy diep snye wat nie so vinnig genees nie. Wat langer tyd vat en selfs glad nie wil genees nie. Daai snye gaan alleenlik genees wanneer jy volkome gaan vergewe. Vergifnis uitspreek vir dinge en situasies in jou lewe. Dit hou jou vas, dit hou jou terug. Dit hou jou verhouding met God, met mense om jou, dit het 'n lelike uitwerking. Dit eet en dit kou. Spreek vry. As jy iets teen mense hou, vra die Here vir vergifnis. God weet wat is dit om pyn te hê. Hy weet. Toe hy sy seun vir ons geoffer het, daai oomblik van Jesus aan die kruis, was seer en 'n bitter pyn vir hom. Maar toe Jesus sy laaste asem uitblaas aan die kruis, het daar 'n soet, wonderlike smaak by hom in sy mond opgekom. Want hy het 'n ewige lewe vir sy kinders geskep. Vir 'n oomblik van pyn en hartseer, van vergifnis, van ons in ons sondes, het daar 'n wonderlike ewige lewe vir ons bewerkstellig deur die kruis op Golgotha. So ek wil hê ons moet vanoggend elke persoon wat voel dat vir gebed is welkom om na vore te kom. Jy hoef nie in diepte te gaan nie, jy hoef nie dit aan te spreek nie, die Here weet. Jy is welkom om vooruit te kom en ons kan vir jou bid. 2 of meer in sy naam, ons is nou baie in sy naam. Maar as jy voel jy het die persoonlike gebed nodig, baie welkom om na my toe te kom. Na enige een geestelike leiers en ons kan agter bidkamer toe gaan as daar ernstige behoefte is. Julle is welkom. Dis nie vernedering nie. Dis tussen jou en God. Dis baie belangrik om alle skeiding wat tussen jou en God staan uit die pad uit te vat. Daar 'n oop verhouding is. God is gereed, hy staan by jou. Hy staan en wag vir jou. Hy is altyd daar vir ons. As daar enige iemand is wat regtig voel hulle gebed en persoonlikheid nodig, welkom. Anders gaan ons bid en ons gaan die Here vra as gesamentlike gebed doen. Vader, ons kom vanoggend in die naam van Jesus Christus, die naam bo elke naam, die naam wat U vir ons gegee het onder die hemel, in die hemele, op die aarde en onder die aarde. Elke knie sal buig in die naam van Jesus Christus. Jesus het die pad gestap hier op aarde. U was mens, U was seer gemaak,
het pyn gehad, fisiese pyn beleef, het geestelike pyn beleef, emosionele pyn, het alle pyne het U deurgegaan vir ons, sodat U kan verstaan en weet hoe ons voel. En daar is vanoggend genesing vir elke pyn, emosionele pyn, seer en bitter. Goeie wat ons vashou in ons lewens, wat ons terughou, wat die vrug van bekering belemmer. Ek bid vanoggend, o Heilige Gees, as ek dink aan Handelinge 2 waar die Gees uitgestort was, het tonge van vuur oor elkeen gekom. Daar was 'n geluid soos 'n rukwind. Ek bid vanoggend dat in elkeen se hart vanoggend daar 'n geluid soos 'n rukwind sal wees. Laat die vrugte wat sleg is sal afval. En laat die boom van bekering nuwe vrugte sal opdra en oplewer. En laat ons sal oes vir die koninkryk van God. Vir die werk wat U en elkeen van ons begin het, Here, sal volbring word. Dankie Vader, dat U ons nooit ooit teleur sal stel, Here. Ons loof U en ons prys U. Dankie vir wat U vanoggend vir ons wou gesê deur U woord. Al die eer en al die lof kom U toe, Here. Ons is lief vir U, Vader. Ons is lief vir U Seun. Ons is lief vir U Heilige Gees. Vader, ek bid vanoggend dat U elkeen se behoefte sal vervul. Dat U elkeen se antwoorde sal beantwoord, Vader. Sy vrae sal beantwoord. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.